Champs 2026 is inderdaad hier en het jy soos ek al gewonder, waarna kyk beoordelaars wanneer al hierdie lam aan die spit beoordeel word? Nou dis juist waaroor ons vandag gesels met Anay White. Sy is die hoofbeoordelaar by Lamb Champs en vanjaar nog 'n groot taak. Is jy opgewonde? Vreeslik. Die 5de jaar en dit het net gegroei en beter geraak, so nee, ons is baie opgewonde. Nou Anay, vertel vir ons, waarna kyk jy eerste wanneer jy 'n lam beoordeel? Hoe staan die een uit bo die ander een? Goed, so ons begin met die karkas en kyk eers hoe lyk die vleis. Is daar 'n goeie balans van vleis en vet? Is daar meer vleis as been? Is die karkas gebalanseer, nie net een kant groter en die ander kant kleiner nie. Die kleur van die vleis, is dit 'n mooi rooi-pink kleur? En dan eers begin ons te ruik en te proe. So die karkas is 'n baie belangrike aspek van die beoordeling. Nou ja, as chef werk jy daagliks met vleis van baie hoë gehalte. So as ons nou praat oor hierdie karkas waarna jy verwys het, watter eienskappe wys die uitsonderlike kwaliteit? Goed, soos ek nou net ook genoem het, die vet en vleis balans. Ons wil nie te veel vet hê nie, maar vir lam moet daar tog maar 'n ou vetjie aan wees. En dan net die algehele weet hoe die karkas aan mekaar gesit het. Is hy gebalanseer? Is een kant groter as die ander kant? Is die boude in verhouding met die skouers? En weet hoe lyk daai die vets wat nou gaan ek dit in Engels sê, maar marble tussen die vleis. Is daar baie seënings wat mens van die buitekant af kan sien of nie? So al daai aspekte is baie belangrik en dan ook die grootte. 'n Groot karkas is nie noodwendig die beste ene nie. Alles moet in verhouding wees. Gesels met ons oor die kriteria op die dag self. Goed, so ons begin soos ek gesê het, kyk ons net hoe lyk dit. En daarna kies ons 'n spesifieke snit in die karkas. Dit kom ons maar hier uit die skouer uit waar die vleis lekker sag en sappig is. En ons almal proe dieselfde gedeelte van die lam. En dan kyk ons na hoe ruik dit. Is daar 'n aroma aan? Party skaap of lamvleis het mos maar meer daai karoo bossie, ander ruik nie nog veel nie. En dan wil mens natuurlik ook nou nie 'n vreemde reukie hê nie. En daarna gaan ons oor na die proe toe. Hier is tekstuur baie belangrik. Is die vleis ferm, maar nog steeds lekker sag? Of is dit 'n bietjie meer 'n meelerige smaak of 'n tekstuur? En dan kyk ons ook na hoe smaak die vleis. Is daar weer eens nou daai bossie, baie te kruierige smaak? Ander het soms baie keer 'n bietjie waterige smaak. So daai is baie belangrik. En ek weet baie mense verkies daai klein bietjie meer van 'n bossie karoo, ander hou nou weer niks daarvan nie. En daarom is dit vir ons belangrik om verskeidenheid beoordelaars ook te hê. So ons het chefs, ons het vleiskenners, mense wat in abattoirs werk, mense wat in slaghuise werk. En dan het ons hierdie jaar vir die eerste keer ook mense van die publiek genooi wat na die dag toe kom, net om so 'n bietjie 'n ander tipe palet deel te hê van die beoordeling. Want op die einde van die dag is dit tog die mense wat die lamsvleis gaan koop en by die huis gaan maak. En net dat mense regtig ware diverse gevoel kry van verskillende mense wat proe en dat die wenner nie net uit 'n chef se oogpunt uitkom wat 'n ander tipe palet het as die gewone ou wat by die huis daai vleis moet gaan. So is dieselfde beoordelaars by elke kompetisie of kies jy hulle afhangend van waar dit plaasvind? Ja, afhangend van waar dit plaasvind, maar die hoofbeoordelaars wat dan op die einde die finale besluit maak, ons probeer om daai span dieselfde te hou by elkene. So hierdie jaar in Pretoria met ons 110 spitte. So dis baie vir een persoon om te proe. Ons het dan nou 6 groepe waar daar 3 beoordelaars in elke groep is en hulle proe so tussen 18 tot 20 spitte en daaruit word ons dan net die top 15 tot 18 by die hoofbeoordelaars dan proe om die laaste besluit te maak. Anay, nou op die einde van die dag vier Lamb Champs dit wat op
'n verbruiker se bord is en dit moet goeie kwaliteit en dit moet lekker wees. Nou, hoe reflekteer julle beoordeling wat die verbruiker op die ou einde wil hê en wat sou jy vir produsente sê oor die skakel tussen goeie boerderypraktyke en dan verbruikerssatisfaksie? So as beoordelaar mens kan regtig proe in die skaap as daar goeie boerdery plaasgevind het, soos hoe kyk hulle na hulle skape, wat se tipe voeding word gegee, is die skape gestres, of die lammers gestres. En ek dink op die einde van die dag, daai goeie praktyke in 'n boerdery is belangrik, en dan konsekwentheid. Jy kan nie vir die kompetisie 'n goeie lam inskryf, maar die res van dit wat jy produseer is nie dieselfde nie. So ek dink vir die gebruiker of die verbruiker is konsekwentheid baie belangrik. Hulle wil tog altyd weet, as ek hierdie produk koop, sal dit altyd dieselfde bly. Ek wil nie vandag 'n choppie koop wat so groot is en môre is hy net so klein, of vandag proe hy so en môre proe hy anders nie. Nou ja, baie sterkte met een van die dae se beoordeling baie en al daai heerlike lamsvleis wat jy sal moet proe. Baie dankie, ons is baie opgewonde. Nou ja, so sê Anay White wat vandag met ons gesels het oor Lamb Champs 2026. Sy is hoofbeoordelaar en ja, ons het nou gehoor presies waarna hulle ook kyk.